Ja, Here, ons het hierdie wonderlike liedere gesing, liedere van aanbidding en van lof, van eer, van dit wat die engele beleef het, dit wat die skaapwagters beleef het, dit wat Maria en Josef beleef het, dit wat die wêreld beleef het. En dis wat ons nou beleef. Ons aanbid 'n God wat 'n saak met die wêreld het, en 'n saak met ons het. En daarom is ons hier, vir hierdie rede, omdat ons u woord wil oopmaak, en uit die woord wil lees, en wil hoor wat u vir ons sê uit die woord. Maak ons dan nou ontvanklik vir u woord, en mag dit so wees, dat ons vandag net weer beleef, dat God is goed, en God is by ons, en God is met ons. U is Immanuel, mag ons dit so beleef. In Jesus se naam bid ek dit, amen. Nou julle wat nou miskien die reeks gevolg het tot nou toe, sal weet dat ons het, toe ek begin het met die Kerssangdiens, het ek gesê, mense het hoop nodig, en ons leef in 'n wêreld waar daar hoop kort, mense is hopeloos, mense is hooploos, hulle het nie 'n uitkoms nie, hulle is moedeloos, die wêreld maak vir hulle dit moeilik. So toe, die week daarna het ek gepraat oor die feit dat ons liefde nodig het. Verlede week, ons het almal liefde nodig, en dat dis alles, ek het so sê, Jesus het hoop gebring, en ons het liefde nodig, mense wil lief gehê word, mense wil lief hê, en dis wat Jesus kon doen het, hy het vir ons kom wys wat ware liefde is, goddelike liefde, 'n liefde wat betaal het vir ons. Vanoggend praat ons oor vrede, en daar's min mense wat nie vrede soek nie, en dan Sondag, die Kersdag, gaan ons praat oor die genade, so 'n halwe samevatting van alles. As jy dit kan maak Kersdag, sal dit goed wees. So, vandag praat ons oor die vrede eintlik van in 'n wêreld in konflik, want ons leef in 'n wêreld waar daar konflik is, en vir die wêreld is van die begin af so. En daarom het Jesaja op 'n stadium, 700 jaar voor Christus, het hy dit beleef, dat daar's 'n onvrede, daar's 'n mense probeer om vrede te maak, maar hulle kom nie reg nie. En Jesaja skryf in Jesaja 9, wat ons nou die dag ook gelees het, hy sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, en hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare Raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors, wie kan sê, prins van vrede, die een wat heers oor vrede, want hy sê daarbo, hy sal heers, waaroor sal hy heers? Hy sal 'n wonderbare Raadsman wees, hy sal oor alles wat ons so radeloos baie keer is, hy heers daaroor, hy's magtige God, hy's ewige Vader, maar hy's ook die prins van vrede, die een wat heers oor hierdie vrede. En nou weet ons, en miskien die Kersverhaal, dat dit het gebeur, dat in 700 jaar nadat Jesaja hierdie geskryf het, sit die skaapwagters, jy ken die storie, hulle is in die veld, besig om na hulle skape te kyk, toe skielik is daar 'n engel in die hemel, en hy praat met hulle, en hierdie engel sê vir hulle, vir julle is vandag gebore, Christus, Jesus, die verlosser. En terwyl hulle dit nog sê, dan kom daar 'n skare engele staan daar, en kom ons lees dit, en hulle sê, ere aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mens, in wie hy welbehaag het. So, ons het 700 jaar terug, voor Jesus se geboorte, kom iemand en hy sê, Jesaja sê, daar gaan iemand kom, en hy gaan die vredevors wees. Die engele se aankondiging is nie, daar gaan liefde in die wêreld wees nie, hoop nie, hulle aankondiging is vrede vir julle op die aarde. Dis wat julle gaan kry met Jesus. En dan is ons fast forward, nou vanoggend net die gedeelte wat ons vanoggend 'n bietjie na gaan kyk, is Johannes 14 vers 27. Jesus is in sy laaste oomblik, hy gaan binne 'n paar ure hiervan af word hy gearresteer en word hy doodgemaak. Die volgende 24 uur nadat hy hierdie gesê het, was hy reeds dood. En hoor wat sê hy sê, vrede laat ek aan julle. Nou, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, julle moenie bang wees nie. So as 'n mens dit hoor, daar's iemand wat gesê, daar kom 'n vredevors, die aankondiging is vrede op aarde, en Jesus se laaste amper woorde sê, hoor ek los vir julle ook vrede, sodat julle kan vrede beleef. So as ons terugkyk 'n bietjie, en ons staan eens 'n bietjie terug, en ons kyk na hierdie wêreld, dan sien ons dat die wêreld is obsessed met vrede. Julle weet dit. Dat almal wil eintlik maar vrede hê, en as jy deur die eeue gaan lees, julle wat nou geskiedenis lees, gaan julle agterkom dat daar's, ek wil sê, honderde duisende vredesooreenkomste al gemaak, waarvan omtrent almal al gebreek was.
In 1901 het hulle begin om 'n prys uit te gee vir elke persoon wat daai jaar gewerk het om liefde te bewerkstellig. Of hoop te bewerkstellig. Wat is die prys se naam? Nobelprys. Dis die Nobelprys van vrede. So die mense, die wêreld is obsessief met vrede. Hulle wil vrede hê en daarom probeer hulle altyd vrede maak. Hulle stig die Verenigde Nasies, United Nations, is gestig vir hierdie een rede om vrede tussen nasies te hê. En as jy kyk na ons wêreld vandag, is op die oomblik tel hulle, daar's 40 oorloë aan die gang. Ons weet net van die groot goed wat aangaan, maar is oral oorlogte en stamoorlogte. So ons leef in 'n tyd waar 'n wêreld sê ons wil graag vrede hê, maar daar is nie vrede nie. Ons het dit laas Sondag beleef en toe ek hierdie boodskap beplan het, ek glad nie gedink aan wat gaan gebeur in ons eie land, waar daar klad op ons name is, nadat 'n klomp 2 maal mense, 15 mense doodgeskiet het en baie mense beseer het. So ons leef in 'n land, in 'n wêreld waar daar sê, ons wil vrede hê, en hulle kry net nooit reg om vrede te maak nie. En as ons terugkom, en ons kom 'n bietjie nader aan ons, dan kom ons by 'n punt waar ons uiteindelik vir mekaar sê, maar ons leef in 'n wêreld, en ek praat nou van jou leefwêreld, waar jy leef. Jy leef in 'n leefwêreld waar daar nie vrede is nie. Mense beklei met mekaar, daar's konflik tussen mense en bure, en mense beklei met hulle bure, families praat nie met mekaar nie, want daar's nie vrede nie. En uiteindelik is daar in almal van ons 'n emosionele onvrede. Baie van ons sukkel daarmee om vrede te hê. So as ons dink daaroor, dan sit ons in 'n wêreld wat ons sê, daar's eintlik 'n wêreld wat obsessief is met vrede, maar hulle stel nie belang regtig om vrede te maak nie, maar kry dit nie reg om vrede te maak nie. So dis waar ek wil hê is agtergrond net begin, te sê die wêreld is eintlik in konflik, terwyl ons eintlik wil vrede hê. So daar's iets anders te nodig, en ons weet dit. Ons kan dit aanvoel, hier's iets nodig wat ons gaan help met vrede. Nou wat is vrede? As jy nou die definisie wil gaan lees van die Woordeboek, sê die Woordeboek, vrede is 'n stresvrye toestand van veiligheid en kalmte wat kom wanneer daar geen gevegte of oorlog is nie, en alles bestaan in perfekte harmonie en vryheid. So as jy vir 'n oombliekie dink oor die woord vrede, dan is dit. As daar net geen fights is nie. So die wêreld probeer regtig mooi en probeer regtig hard om vrede te bewerkstellig. So die eerste vrede wat die wêreld wil probeer bewerkstellig is vrede tussen mense. So die wêreld werk om te sê, kom ons probeer net asseblief dat daar vrede is. Julle almal werk daaraan. As ek praat van die wêreld, dan praat ek van ons almal eintlik. Werk daarna, ons sê dit ook. Ons sê, as ons net nie, probeer maar net konflik vermy. Moenie konflik soek nie. Probeer om as iemand iets aan jou sê, ignoreer dit net. Maar moenie terugfight nie. Moenie moeilikheid maak. Kom ons probeer ons beste om vrede te bewerkstellig. Ons sê ook, ons moet die vrede bewaar. So die wêreld probeer regtig dat ons mense vrede het. Die wêreld probeer ook dat daar tussen mense en die natuur vrede is. En die natuur sluit alles in wat met ons gebeur. Windstorms, reën, aardbewings, siektes, al hierdie goed wat in hierdie wêreld is wat ons lewe bedreig. Mense probeer baie hard om dit te vermy. Hulle doen alles in hulle vermoë om te sê, as daar 'n storm kom, dan moet ons regmaak daarvoor. As daar winde kom, as daar brande kom, ons moet probeer dat dit nie ons vrede versteur nie. Daarom is daar voorsiening daarvoor gemaak. En as ons siektes kry, dan versteur dit ons vrede. Die natuur is in onvrede met ons. So die wêreld probeer alles om hulle vermoë om te sê, as ons net kan help dat julle nie onvrede het nie. Dan natuurlik werk die wêreld baie met innerlike vrede. Hulle probeer, en daarom is daar baie beraders, en is baie programme wat jy kan aflaai, as jy ergens op 'n Facebook of op een van jou social media's kry, gaan jy ergens iemand kry wat sê, hoor ek kan jou help. Ek kan vir jou help dat jy vrede het. En ons weet, dit is nie altyd so nie, want mense sit hier, en ek weet nie of jy hier sit of jy kyk nie, maar mense sit met angs. Mense kry partykeer paniekaanvalle. Mense is jammer oor wat hulle gedoen het. Hulle is bitter, hulle is spyt. Daar's haat partykeer in mense se lewens. So ons sit in 'n wêreld waar die wêreld probeer alles om vir ons vrede te bewerkstellig, maar ons kry dit nie. En dan kom Jesus en hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. So Paulus praat ook daarvan. Hy sê in Filippense 4, luister hierso.
moet oor niks besorg wees nie. Nou besorg is 'n baie hoë Afrikaanse woord. Daar's 'n woord wat julle beter verstaan. Moenie worry nie. Dis die goeie Afrikaanse woord. Dis met 'n W gespel, W-O-R-R-I-E. Worry. Moenie bekommerd wees nie. En ons is almal, wie van julle is nie bekommerd op die oomblik vandag nie? So julle is almal warriors met 'n O. Ons worry. Dis ons geneigtheid om te worry. Nou kom die Bybel. En dis waar Jesus wil inkom. Hy sê die wêreld het probeer om alles in sy vermoë dat daar vrede is. En ons kan nie die wêreld sleg sê of die wêreld waar ons leef nie. Almal van ons probeer regtig werk aan vrede. Maar hy sê moenie besorg wees nie, maak alles in julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En dan gebeur daar iets. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. So daar is 'n ander vrede. 'n Ander vrede is wat die wêreld het. En die vraag wat ons moet vra, hoekom sukkel almal om daai vrede te bereik? Omdat ons 'n verkeerde aanslag het op vrede of op onvrede. Want vrede se oorsprong is konflik met God. Dis waar onvrede gebeur het. As ons teruggaan en ons vat julle terug na Genesis 3 toe, dan weet julle wat daar gebeur het. Genesis 3, God gee vir hulle Genesis 2 'n opdrag en sê, ek sit vir julle 2 bome in die tuin. Die een is die boom van die lewe, eet soveel daarvan as wat julle kan, en wil, en dan hierdie kant sê hy is die boom van die kennis van goed en kwaad, waarvan jy nie mag eet nie, want as jy daarvan eet, sal jy verseker doodgaan. So dis die keuse wat die mens het tot vandag toe. Kies jy lewe of kies jy jou eie wil? Want as jy sê ek wil graag kennis opdoen, ek wil graag wees soos God, ek wil ook kan doen wat God doen, dan kies jy die boom van kennis van goed en kwaad. Want jy gaan kennis kry van goed en van kwaad. En dan weet julle, dis eintlik 'n keuse tussen om in 'n verhouding met God te staan en nie. Dit is om te sê vrede met God of onvrede. En dis waar dit begin het. So die wêreld, in konflik met God beteken die eerste ding. Dis waar die innerlike stryd begin het. Dis waar mense se innerlike bekommernis hier diep in hulle hart begin het. Dis hoekom ons 'n innerlike stryd het. Wat het gebeur? Nadat hulle gesondig het, ken julle die storie? Toe kom hulle agter dat hulle kaal is. En dan gaan werk hulle vir hulle vyeblare aan. Hoekom? Want hulle wil hulle kaalheid, hulle naaktheid beskerm. En dan kom God en sê, maar hoekom het julle vir julle vyeblare aangewerk? Dan sê hy vir hulle, want ons het agtergekom ons is kaal. En dis die oomblik wat dit gebeur het die mens begin om te wees wat hy nie is nie. Want hy was veronderstel iemand te wees wat in vrye verhouding met God kon bly leef, maar hulle kies om dit nie te doen nie. Hulle kies om te sê, ek gee my vryheid prys, en ek gaan altyd van daar af wegsteek wie ek regtig is. Ek gaan dink, ek gaan my onvermoë om in liefdesverhouding met God te wees, in vrede met God te wees, gaan ek wegsteek deur dade wat ek doen, ek doen goeie dade, kyk hoe mooi is ek, kyk wat doen ek in die wêreld, ek soek nie moeilikheid nie. Ons probeer eintlik ons onvermoë om in vrede met God te leef, weg te steek met dit wat ons aanwerk. Die tweede ding wat gebeur met die konflik met God, is daar's 'n verbreekte verhouding. As jy die storie gaan lees vandag terug, vanmiddag kan jy weer die storie gaan lees, in Genesis 3, nou kom God daar aan, en hy sê vir Adam, het jy gaan eet van die boom wat ek vir jou gesê het om nie te eet nie. Die verbreekte verhouding tussen mense begin net daar. Want wat maak Adam? En ek dink hy het sy vinger gewys. Staan nie in die Bybel nie. Hy sê, sy het vir my gesê ek moet daarvan eet. En hy gooi net daarsof vir Eva onder die bus. Dit is asof hy sê, as iemand dan doodgemaak moet word oor hierdie ongehoorsaamheid, maak haar dood. Want sy het my gesê ek moet daarvan eet. Kan jy jou indink, daai aand toe Adam en Eva in die bed lê, was Eva se reaksie? Dit. Well done. Jy het vir God goed gesê. Nee, ek kan dink aan, kan julle al imagine,
hoe moes Adam verdedig het? Hoe het Eva vir hom gesê? Jy het my onder die bus gegooi. Jy het my totaal gedrop en ek dink hy nag het hulle dwarsdeur gefight. Ek weet nie, maar dis soos ek dink dit sou kon gebeur het as jy jou vrou so onder die bus gooi terwyl jy saam sonde gedoen het. Hy sê maak haar dood. Sy is die een wat die moeilikheid veroorsaak het. Die verbreekte verhouding. Uit dit word Kain gebore en Abel, hulle 2 seuns. En ek ken julle die storie, want Kain leef in onvrede met God. Hy's ontevrede met God, want hy bring 'n offer na God toe, en God sê vir hom, jy kan nie ek aanvaar nie jou offer nie, en omdat hy ontevrede is met God se verhouding, met wat God vir hom gee, is hy in onvrede met God. En wat maak hy met sy onvrede? Hy pleeg die eerste moord, en hy maak vir Abel sy broer dood. So jy kan sien dat die konflik met God het gelei dat daar konflik met mense is. Die volgende ding wat dit doen, dit verbreek die verhouding met die natuur. Dis hoekom ons in odds is met die natuur. Want nou kom hulle daar en God sê vir hulle van nou af, vrou, gaan jy baie swaar kry. Jy gaan babatjies op 'n baie moeilike manier in die wêreld bring. Dit sou anders gewees het. Want anders sou God nie so gesê het, en vir die manne sê hy, julle sal werk. Dis hoekom ons vandag nog moet werk. En aanhou werk. Jy gaan nooit ophou werk nie, want dis wat die straf was. En hy sê ek gaan die grond hard maak. Gelukkig is ons bietjie sanderige grond, maar jy weet die sonde is hier, want die verskriklikste vuilgoed groei vinniger as wat jy kan dink. Jy dink jy het nou net hierdie vuilgoed onder beheer, dan is dit weer daar. Dis die hele tyd vuilgoed wat jy moet uittrek. Jy kan maar spuit soos jy wil. Hulle kom weer terug. Dis daarvan af. Die wêreld is vervloek. Die aarde is vervloek as gevolg van hierdie mense se optrede. En die harmonie tussen diere en mense is versteur. Want nou moet die eerste dier doodgemaak word, sodat God vir hulle sê, jy kan nie vye blare dra nie, want julle weet nie, dit gaan droog word nie. Hoe gaan dit jou dan krap in elk geval? So kom ons sit vir jou 'n velletjie om van 'n dier. So die eerste dier moes ook doodgemaak word. Dit was nie God se plan nie. So dis 'n verbreekte verhouding met mense, verbreekte verhouding met natuur, maar die slegste ding van konflik met God, en dis hoekom God dit wil oplos, is die dood. Dis die uitkoms van dit. Hy sê in Romeine 5 vers 12, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. So ons grootste probleem is nie as terroriste mense doodskiet in Sydney of in Afrika die Christene vervolg nie, of die oorlog in Irak en Iran, of jou innerlike onvrede nie. Dis nie die wêreld se grootste probleem nie. Die wêreld se grootste probleem, hulle is in konflik met God. En God sien dit raak. En dis die Kersboodskap. Hy sien raak dat daar konflik is in hierdie wêreld wat nie opgelos kan word op 'n enige ander manier as God vir God gee om hierdie vrede te kom bewerkstellig. En daarom is dit die boodskap van Jesaja. Hy sê vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, prins van vrede. En daarom sing die engele, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy welbehaag het. En daarom sê Jesus, vrede laat ek vir julle na, my vrede. Nou moet jy al klaar luister. Hy sê sy vrede, ek gee dit vir julle. Dis nie, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee. So nou hoor ons baie duidelik uit Jesus se mond uit, daar's 2 tipes vrede. Die wêreld het 'n vrede wat hulle probeer hard aan werk, maar God gee vir ons 'n vrede deur Jesus. So wat is daai vrede? Jesaja beskryf dit weer. Jesaja word baie keer deur mense beskryf as die 5de evangelie. Die 4 evangelies wat praat oor Jesus. Daar's geen ander boek wat meer praat behalwe die evangelies oor Jesus as Jesaja nie. Hoor wat skryf Jesaja, wat is vrede? Luister gou mooi. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde is daar vir ons genesing gekom. So daar is 'n ander vrede. En dis eintlik maar die boodskap van Kersfees. Die vrede wat Jesus bring, die eerste ding van Jesus se vrede, dit kom van God af. Die dood van Jesus aan die kruis
was beplan deur God. Dit was beplan sodat die vrede tussen mense herstel kan word. So dis die Kersboodskap. As jy die Kersboodskap vir iemand moet gaan verduidelik, dan sê jy die Kersboodskap is dit. God het vir God gestuur sodat hy doodgemaak kan word, sodat daar vrede tussen God en mense kan wees. Want dis die hoogste vrede. Dis waar dit vandaan gekom het. Dis die konflik wat hulle het met God. So die enige sonde wat ons het, ongehoorsaam wat jy het, as jy jou eie wil doen, niks daarvan is gerig op iemand anders nie, maar is net gerig op God. Ons sonde is, al doen ek sonde teenoor jou, is eintlik maar gerig teen God. Ons ongehoorsaamheid is gerig teen God. As jy nie doen wat God in sy woord vir jou sê nie, dan is dit nie net jy is ongehoorsaam aan die Bybel nie, jy is ongehoorsaam aan God. En daarom kom God en sê, daar is geen ander manier, ek sal moet self kom, ek gaan die prins van vrede stuur, sodat vrede kan kom. Dis die eerste vrede van, dis die eerste ding wat Jesus bring. Die tweede ding van Jesus se vrede, dis bonatuurlik. En daarom kan jy probeer om vrede te bewerkstellig, en sal jy dalk vrede vir 'n rukkie kan bewerkstellig, maar as jy vanaand jou kop op die kussing neerlê, en jy worry oor een ding, dan weet jy ek het nie vrede nie. Dis veronderstel om vrede te hê die hele tyd. Dis 'n bonatuurlike vrede, sê ons het nou dit gelees, wat alle verstand te bowe gaan. Jy kan nie verstaan, hoekom kan ek in hierdie moeilike omstandighede net soveel vrede hê? Want dit is 'n bonatuurlike vrede. Dis 'n hemelse vrede. Hy sê, ek gee vir julle hierdie. God, Jesus, die Seun van God, kom sê, dit wat ek vir jou gee, kan niemand anders vir jou gee nie. Dis 'n goddelike vrede. Jy kan dit by geen plek kry nie, niemand op die aarde nie. Daar's niemand wat vir jou kan dit beloof, wat Jesus kom beloof, is vrede met God. Dis wat hy vir ons kom gee. Dis die vrede waarmee hy geleef het. Jy kan dwars deur die evangelies gaan lees sy storie. Hy het alles hanteer met 'n vrede, in harmonie met God, 100% harmonie met God. Hy het altyd so geleef. Hy het sy besluite so geneem. Hy het ook terugslag gehad. Hy is ook in die rug gesteek deur sy vriende. Hy was ook in storms. Hy was ook moeg. Hy was by 'n graf van een van sy beste vriende. Hy moes leer om dood te hanteer. En hy was self aan die kruis. En elke keer het hy hierdie vrede gehad. Ek is in harmonie met God. Dis die vrede van hom. Die volgende ding is juist dit, wat ek net so dit lees. Vrede is nie die afwesigheid van probleme nie, maar is die teenwoordigheid van God. So ek verkondig nie aan julle hier 'n probleemlose lewe nie. Sê, glo in Jesus en al jou troubles is gone. En gee elke dag $100 vir die kerk en jy sal $150 terugkry. Dis nonsens. Dit gaan nie gebeur nie. Jy gaan probleme hê en jy gaan altyd daarmee sukkel, tot jy by 'n punt kom om te besef. Maar vrede is nie die afwesigheid van probleme nie. Dis die teenwoordigheid van God. En dis wat hy vir ons kom gee. En dis die vierde ding wat juist Jesus se vrede bring. Dis 'n vrede met God. En ons weet, ek het nou net die storie vertel, hoe Eva en Adam hulle teen God gedraai het, en hulle eintlik kom sê het, ons wil nie u vrede hê nie, ons wil ons eie ding leef, en ons betaal nog almal daaraan. Ons is nog deel daarvan. So hoor wat staan in Romeine 5, dit is so mooi. Hy sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Die natuurlike toestand van mense in hierdie wêreld. Daar's net twee plekke eintlik. Jy kan of in vrede met God wees, of jy is 'n vyand van God. Daar's nie 'n skietstilstand tussenin nie. Jy is of in vrede met God, of jy is 'n vyand van God. As jy nie vrede met God vandag het nie, dan is jy 'n vyand van God. Want dan het jy nog nie die vrede van God nie. Daar's nie 'n skietstilstand nie. Daar moet 'n punt in jou lewe gekom het, waar jy kom en sê, is amper soos in 'n oorlog, 'n wit vlag op te hys, en te sê, I surrender. Ek gee my lewe nou oor aan U. Ek kan nie meer leef sonder U nie. Ek wil nie meer sonder U leef nie. Ek wil U volg. Ek wil U aanvaar. Ek wil in U glo. Daai oomblik sê jy vir hom, I surrender. Ek gaan nie meer sukkel met hierdie sonde, hierdie onvrede in my hart nie. Want saam met hierdie surrender aan God,
saam met hierdie oorgee aan God, kry jy die Heilige Gees. En saam met die Heilige Gees kom sy vrede. Daarom sal sy vrede daar wees. En daarom is dit so, en dis die tweede laaste ding wat hy sê, is vrede van God. Daar's 'n verskil tussen vrede met God en die vrede van God. Want Jesus sê baie mooi, hy sê, ek gee vir julle my vrede. Dis God se vrede wat vir ons gegee word. So ons kry die vrede van God. So almal van ons wat hier sit en sê ek glo. Dis maklik om te glo, of makliker om te glo aan die Jesus wat ons aan die kruis sien hang, wat vir ons verlossing bring. So mense kan baie maklik sê, ek aanvaar se verlossing. As ek vir mense vra, glo jy, dan sê hulle vir my, ja, ek glo. Dan vra ek vir hulle, maar wat glo jy? Dan sê hulle, ek glo dat Jesus het my sondes gesterf. So is maklik om dit te glo. Daar's 'n volgende vlak van glo. Dis dit, dat jy moet glo, dat die oomblik, as ek Jesus in my lewe aanvaar, dan kry ek ook sy vrede. Dis deel van die pakkie. Dis sy vrede wat ek gee. Hoekom? Want sy vrede is uniek. Hoor wat staan daar. Hy sê, die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort van die wêreld nie. So as jy vandag hier sit en daar's 'n innerlike stryd, of jy het ergens hierdie sukkel om by hierdie vrede uit te kom, dan gaan nêrens anders dit wees nie. Ja, mense sê baie keer, man, 'n vuurtjie daar in die bos, of daar by die see, by die viswaters, ek weet nie, as jy probeer vis vang, ek kry soveel vrede daar uit, of 'n mooi sonsondergang, of 'n lang drankie, of 'n lekker vakansie, dit bring vir ons vrede, maar julle almal weet dit is tydelik, want jy weet dit gaan verby. Want die wêreld se vrede is tydelik. Jesus kom en hy sê, die vrede wat ek vir julle het, is 'n vrede wat die wêreld julle nooit sal gee nie. Jy gaan in die wêreld bietjie vrede kry en dis great, maar my vrede is baie meer om vir jou te gee, en dis die probleem wat ons het. Ons probleem is nie 'n probleem met wêreld en onvrede nie. Ons probleem, mense se probleem, my probleem is, ek het 'n probleem met my konflik met God. En dis die ding wat Jesus my kom help om reg te maak. So ek weet nie of julle al geskenkies gekoop het nie. Wees van my nou by, ek moet ook nog 'n geskenk koop. Dankie dat ek my herinner het daaraan. Dankie dat julle my herinner daaraan, want julle kyk my so aan, geskenke, wie koop nog geskenke die tyd van die jaar? Dis mos nou die tyd. So as jy nou 'n geskenk gaan kry hierdie Kersfees. Nou ouer mense sukkel meer om excited te word, maar lyk ten minste excited as jy dit oopmaak. Maar dis excitement, veral by kinders, want hulle graag sien wat hierdie geskenk is. Hoor wat sê Jesus. Hy sê, ek gee, is 'n gift, ek gee vir julle my vrede. Dis iets wat hy klaar vir jou gegee het. Jy hoef nie kerk toe te gaan, Bybel te lees, te bid nie. Dis 'n gift from God. Ek gee vir jou my vrede. Al wat jy moet maak is, jy moet hierdie persent oopmaak met excitement vandag. En dan moet jy dit vat sy vrede. En gebruik sy vrede. Want dis wat moet gebeur. Want as jy 'n geskenk gekry het, en jy vat daai geskenk, en jy bære hom, en jy gebruik hom nie meer, dan is dit disrespekvol teenoor die ou wat dit vir jou gegee het. Hy het nie vir jou gegee dat jy nog 'n ding in die stoor kan gaan sit nie. Hy het gegee want hy dink jy het dit nodig of hy dit graag hê. So die hele kern van hierdie boodskap is, vat sy vrede en gebruik sy vrede. En Jesus se disippels, ek sien hulle voor my staan, hulle is verbaas, hulle is bang, hulle weet nie wat gaan kom nie. Hy sê vir hulle, ek gee vir julle my vrede. En dan weet ons wat het gebeur. Hierdie mense is doodgemaak vir hulle geloof. Hulle het die hele wêreld ingegaan. Hulle is oral, is hulle vermoor na ruk, waar hulle die evangelie gaan versprei het. Van Engeland af tot in Indië, waar Thomas opgeëindig het. Tot in Noord-Afrika, waar ek dink, as dit Markus wat daar was, het hulle oral in die wêreld gegaan, met hierdie vrede van Jesus. Maak nie saak of hulle my doodmaak in die tronk sit nie. Maak nie saak of hulle my kop afkap of onderste bo gaan kruisig en vir Thomas se geval lewendig af te slag nie. En in die kokende olie te gooi nie. Maak nie saak nie. Want ek het die vrede van God wat Jesus my gegee het. So daarom sê ek, vat dit
en gebruik dit. So wat is dan nodig? Die volgende versie sê, julle moenie ontsteld wees nie. Julle moenie bang wees nie. Baie keer loop ons met 'n bangheid vir die toekoms. Ons het baie keer het ons hierdie onvrede, want ons is ontsteld oor goed. Vat die vrede. So baie van ons moet by 'n punt, of ons moet by 'n punt kom wat ons sê, ek sien hier die hemelse bonatuurlike vrede wat Jesus kom gee, wat anders as hierdie wêreld is. Dis 365 dae, 24 uur van die tyd, 100% van sy vrede, 100% van die tyd. Jy gaan nooit opdag en God se vrede in jou hart soek nie, as 'n kind van God. As jy nie 'n kind van God is, sal jy dit nooit beleef nie. Jy kan nie beleef die vrede van God as jy in konflik met God is nie. Maar as ek 'n kind van God is, dan weet ek het vrede. Sy vrede. Maar, en dis die probleem. Dis soos ek met die Heilige Gees maak en julle met die Heilige Gees dalk maak. Partykeer parkeer ek op so 'n hoekie. Sy Heilige Gees, ek weet jy woon in my, maar ek wil vandag doen wat ek wil. Dis almal vir ons 'n geneigtheid. En dan moet ek weer teruggaan op my knie en sê, Here, ek is jammer, ek het sonde gedoen, vergewe my asseblief, Heilige Gees, kom woon weer in my lewe. En daarom sê Paulus, laat julle elke dag deur die Heilige Gees vervul. Dis 'n daaglikse gebed om voor die Here te gaan sit en sê, Heilige Gees, maak my vol. En dieselfde geld vir vrede. Maar as jy 'n kind van God is, het jy sy vrede. Jy hoef nie daaroor te bid nie. Hy sê, ek gee vir jou my vrede. Maar dit is so dat as die vrede ook parkeer soos die Heilige Gees. En ons stoei in hierdie wêreld om uiteindelik dit te maak. En ons vergeet. Vrede met God is nie die afwesigheid van probleme nie, maar is die teenwoordigheid van God. So op daai tyd sit ek voor God en met jy voor God sit en sê, Heilige Gees, U is die vredebringer, U het die vrede in my hart gebring. Ek het dit weggestoot op die oomblik. Ek laat toe dat my lewe, al hierdie worries my oorneem. Ek wil vandag vra, gee vir my die vrede. Want dit is reeds beskikbaar. Dit is reeds daar. Soos ek sluit af met hierdie woorde. Vat dit, glo, vat dit, gebruik dit. Dis nie iets wat jy meer kan vra nie. Dis klaar joune as 'n kind van God. So kom ek bid vir ons. Here, U het vir ons geleer die afgelope weke. U bring vir ons hoop. U kom gee vir ons U liefde. En U gee vir ons iets wat bonatuurlik is. Wat geen iemand anders in die wêreld kan hê nie. Hemelse goddelike vrede. Met ander woorde, 'n tevredenheid in 'n situasie, Vader, waar ons dink ons kan nie vrede kry nie. U gee dit. Ons het dit. As ons vanoggend die bely, ek glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek glo in die maagtelike geboorte. Ek glo dat Jesus het vir my sondes kom sterf. Hy is opgestaan. Hy sal weer kom. As ek dit bely, dan kan ek ook sê, ek glo in goddelike vrede. Here, dan gee jy dit vir ons. Want dit is beskikbaar. Help vir elkeen wat struggle met 'n innerlike stryd. Of dalk is dit 'n stryd in families. Dalk is dit 'n stryd in dis met bure. Help vir hulle om die wêreldse vrede te maak, vir konflikte vermy en dit uit te sorteer. Maar binne in dit, by U te gaan sit en sê, Here, gee my U goddelike vrede. Ek het gehoor vandag daarvan. Dis 'n bonatuurlik wat vir my beskikbaar is. Help vir ons. Help vir my, help elkeen vir ons daarmee. In Jesus se naam. Amen.